En ek is self bly dat ek vanoggend hier kan wees. Prys die naam van ons God. Hy is groot. Amen. 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 Ek wil sommer net op hierdie oomblik gou vra. Is daar enige iemand wat vir die eerste keer vanoggend hier by ons in die kerk is? Steek net gou op jou hand so. Dis die eerste keer dat jy hier besoek by ons. Kyk, niemand spesifiek nie. Waar? Kan ons 'n besoekerskaartjie net daar kry asseblief? My broer, jy is baie welkom. Amen. Amen. Mag die Here jou volgende seën. Voltooi daai kaartjie vir ons so deur die diens vir ons, né? As die kollektemandjie na die tyd omkom, gooi hom net daarin vir ons asseblief, hoor. Okay, julle. Loof die naam van die Here. Goed, ek wil gou ietsie sê voor die tyd. Ek wil begin vra dat ons sal oplet op hierdie. Mense kom om en hulle kom parkeer die deurry voor die kerk toe. Nou vanoggend het ons probeer om dit te stop deur 'n rooi danger tape so oor te span daar, maar dan help dit nie, ons pak aan die ander kant om toe nie. Ons wil nie graag, die danger tape's lelik. Né? Ons wil graag nie die danger tape daar sit nie. So, ons vra julle dat julle oplettend sal wees, dat jy nie met jou kar hier voor by die deur gaan nie. As jy dan moeilik loop, hoor gou hier, of jy het krikke, of jy het 'n rolstoel, of, né? Wat ook al die probleem is, of jy het jou been gebreek, of wat ook al, né? Ry in, stop reg voor die deur van die kerk, né? Laai jou mense af, laat hulle inkom en vat jou kar weg. En gaan parkeer hom. Kom dan weer terug wanneer jy moet oplaai, ry weer in. Dis die doel van die deurry. Maar as ons hom toe parkeer, né, dan kan die ou met die rolstoel nie kom nie, want jou kar staan in blokke aan die ingang. Hoor julle wat ons sê? So ons wil graag vir julle vra, en is nie net een persoon nie, ek sien dit op verskeie kere, sien ek verskillende voertuie wat die deur gaan, daar, hulle ry verby en hulle kom daar parkeer. So ons wil julle baie mooi vra, né? En baie keer kom ons busy met die mense wat hulle optel, en daar's al mense wat, ek meen, dalk in 'n rolstoel of iets is, dan kan die busy hom nie aflaai nie. Hy moet hom daar in die parkeerarea gaan aflaai. En dan moet hulle maar 'n plan maak om hier te kom. So ek wil julle mooi vra, né? Kom, ons respekteer dit en ons eer dit. Okay, goed. Kom, dan maak ons so. Prys die naam van die Here. Goed, vanoggend gaan ons nuwejaarsdiens hê. Ons gaan vanoggend ons nuwejaarsdiens hê, né? Toe ons kerk in die dorp was, het ons altyd 'n middernagdiens gehou, né? Maar die probleem hier met dit is, ons kan nie 'n middernagdiens hierso hou nie. Nommer 1, ons is uit buite die dorp, né? Nommer 2, in die aand, julle, die paaie het maar potholes en gate en goed, en die mense kan nie ry nie. Ons weet, ongelukkig gaan sê wat dit is, die mense op nuwe jaar drink, né? Hulle drink en hulle gooi daai voggies en onder die invloed ry hulle op die paaie, en ons wil nie ons mense blootstel aan dit nie. Nou, ons wil nie ons mense blootstel aan dit nie, en ons is bietjie uit op 'n plek waar dit 'n bietjie gevaarlik in die aande is. Okay, so toe het ons jare terug eintlik al besluit dat ons gaan die naaste Sondag aan nuwe jaar, hou ons nuwejaarsdiens, en dit is hoekom dit altyd op hierdie dag byvoorbeeld gehou word. Okay, die Sondag net voor nuwe jaar. So amen. Prys die naam van die Here Jesus. Julle, kom ons staan. Ons gaan die naam van die Here groot maak. Ons gaan sy naam verheerlik. Amen. Zonder die geest kan ons nie, wil ons nie, beweeg nie. Zonder die geest is ons beleid zonder kracht. Die geest, maar die geest is ons sterk. Ik kan ons weg, is ons altijd terug. Op de wat ik vraag.
ons kom nou net vir Jesus. En aanbid hom, Here. Ontvang nou al die lof, Here, my God. Ontvang al die eer wat ons harte uit, Here. Lofzang aan Koning Jesus. Lofzang tot eer van zijn naam.
Here God, almagtige Vader, laat die koninkryk
Wie het al die one-man band dit gespeel? En dan wag jy. Amen, amen! In die kerk 'n bietjie vanoggend. Nee, dis mos 'n plek waar 'n mens bietjie eerlik moet raak. OK. Dan 'n roulette tafel. Ons gaan die steentjies skiet of wat, ek weet nie wat skiet hulle. Dis 'n steentjie, nee. Hulle skiet iets. Is dit 'n balletjie? OK. Nou, wie het al die roulette gespeel? Dankie Here, dankie Jesus. Here, ek het nie geweet die Here gaan hierdie nou oopmaak nie. Prys God. Prys God vanoggend. Nee? Die speel op sy selfoon dobbel uit. Op jou selfoon dobbel jy uit. Hoekom? Want jy hoop om geld te wen. Jou hoop is nie op die Here nie. Hy wat 'n mens sal inskryf vir die godin van die noodlot. Wie weet hierdie, dat daar was 'n klompie jare terug 'n koerantberig dat hulle sê hulle kan dit nie verstaan nie, maar die voetspore van die dood loop in die lotto-winnings. Hulle verstaan dit nie. Hulle wat die lotto wen, gaan almal op 'n manier, op 'n of ander manier, gaan hulle dood. Hulle gaan almal dood. Hulle is besig om almal te sterwe. En die woord van die Here word uitgespeel. Julle luister van die song. Jy sit jou hoop nie in geluk nie. En nie in dobbelary nie. Nee, ek wil hê julle moet hierdie woord van die Here vat vanoggend. Nee, jou geluk is net op een plek. En dit is in die Here God die Almagtige. Die vrug van dobbelary is bankrotskap. Nee, hoe kan dit wees? Die vrug wat in die gees van dobbelary gedra word is bankrotskap. En die Here wil dit vir sy kerk sê volgende, en ek is so bly dit word opgeneem volgende, want dan gaan dit internasionaal uit. Ja, het gaan internasionaal uit hierdie. As mense oor sê wat ons dienste kyk, hele reg oor die wêreld. Dis al mense wat ons dienste kyk. Hierdie ding gaan wêreldwyd uit. Julle luister gou hierso. Jy het nodig om die Here ten volle te bring. Spaar jou geld. Koop brood. Nie rotterkaart. Amen. Weet nie, voel my die Here wil dit sê volgende. Wie is bly dat die Here dit wou sê? Ek is baie bly dat die Here dit wou sê. Amen. Kom ek gee julle getuienis van uit hierdie. Hoor gou weer, né? Voordat ek nog in die bediening was, né? Nou oom Jan Olie is al oorlede. Wie het oom Jan Olie geken? Amen, amen, dis 'n paar wat hom geken het. Right, ja. Ek het maar 'n drollie olie by hom gekoop. By oom Jan Olie. En ek kom weer een oggend daarin, ek kom my olie koop. En toe ek daar inloop, toe loop ek in die leeu se bek in. Oom Jan Olie sit daar op 'n stoel, en die lottokaartjies het gearriveer, hulle het lottokaartjies gekoop. Hoor jy? En so op my intrap, oom Jan Olie ken my maar net van die olie. Hy weet nie wat my geloofsbeginsels of niks. Hy weet niks van my eintlik verder nie. En hy sê, toe ek instap, sê hy, jong man! Dit was toe nog 'n jong man. Sê hy vir my, wat sê jy? Mag 'n ou dobbel of mag jy die lotto speel? Maar toe weet ek, nou hier's ek nou in die baie stellig om nou te raak. Nee? En ek staan so en ek kyk hom so, ek sê, oom, ek gaan nie vir hom sê wat sê ek nie. Maar ek sê, kom ek sê vir hom wat sê die woord. En ek sê vir hom, die woord van God sê, hy wat sy hoop op die geluksgodin sit, hulle sal almal buig om geslag te word. Kwoteertjie skrif net daar vir hom. Nee? Ja, oom Jan Olie, hy sê vir hulle, ja, sien julle, ek het julle gesê. Ek het so gelag, né? En ek lag, né? Ek sê, ja, kyk, goed, betaal my olie, dan gaan ek. En
en soos God dit wil, gaan na 'n maand of 2 of so verby. Hoor hierdie getuienis. Nou almal weet toe nou wie is ek. En almal weet toe wat sê die woord en die Here het met hulle gepraat. En ek loop in en ek kom staan daar by die toonbank en ek betaal my olie en toe ek kom betaal, kom 'n man in en hy sê, "O, hier's julle lotto kaartjies." Maar ek sien die gesigte word uit en hulle kyk so vir my. Nou ek wil julle gou vra. Was dit per ongeluk dat ek al gestaan het en dan sekonde op 'n oomblik en 'n maand of 2 of 3 later, dan staan ek skielik daar toe dit presies toe die lotto kaartjies aanvee. Dit was God. Want die Here het met hulle gepraat, hulle was ongehoorsaam en toe stuur hy my weer dat dit 'n kragtige getuie vir hulle kan wees. Amen. Amen. Ek is gee die Here vir daai. Amen. Ja, hierdie skrif is klein, maar gaan ons sommer vir julle lees uit die woord uit. Maar julle wat die Here verlaat, wat sy heilige werk vergeet, wat 'n tafel dek vir die geluksgod en vir die 'n mengsel inskink vir die godin van die noodlot. Ek sal julle bestem vir die swaard en julle sal almal buig om geslag te word. Amen. Sorry. Dis Jesaja 65 vers 11 as jy hom wil opcheck. Amen. Ja, God gee die Here. Amen. Amen. Betaal jou tiendes. Betaal eerder jou offerandes. Saai in die werk van die Here. En dan het jy 'n versekerde voorsiening van die Here God die Almagtige. Moenie jou geld gooi op 'n dobbeltafel. Amen. Amen. Halleluja. Goed. Halleluja. Weet jy wat ek so lief daarvoor as die Heilige Gees die werk doen en nie 'n mens. Hierdie het ek nie beplan nie. Hier word sommer nou gekom. Ek het eers bedink. En hier kom hierdie woord wat die Here wil praat. Amen. Julle gaan dra daai woord uit en hou daai skrif vas, want jy mag dalk vorentoe dit vir iemand moet gee. Amen. Goed. Ek wil julle net 'n getuienis gou gee. Ons het by die bootklap bedien, by die Hartbeespoort bootklap het ek op die 25 Desember, die Christusfeesdag, het ek bedien. En ek dank die Here vir die geleentheid dat ek kon bedien daar. Wie was almal daar saam met my wat nou hier is? Steek gou jou hand op. Okay, so ons het getuies vir wat ek nou gaan sê. Die vorige jaar, toe ek daar bedien het, 90% van die mense het nie hulle hande vir die Here gegee. Die vorige jaar. Toe ons hierdie keer weer bedien, toe weer 90% van die mense, 95%, ek dink, sê maar 95% van die mense, weer uitgekniel en 'n beslag vir die Here geneem het. Is dit nie wonderlik nie? Ek dink ons moet die Here hand vir daai. Amen, halleluja. Ek is so bly dat die Here maak vir my sulke openinge oop. Jare terug, hoor hierdie getuienis. Sorry, ek moet net hierdie vertel, né? Jare terug, toe nooi hulle pastoor Wally om by die Kolon te gaan bedien. Pastoor Wally. Maar toe sorg die Here dat die pastoor Wally die uitnodiging kry. Hy sal dit nooit vergeet nie, hoor gaan nie. Dan kom ek al by die Kolon se kantore aangeloop daar. Ek stap daar in die Sondagoggend, ek sê, ek is hier om te bedien. Né? Is jy? Ek sê, ja. Sy sê vir my, wie is jy? Ek sê, ek is pastoor Wally, julle het my genooi, ek moet kom bedien. Sy kyk my so, sy sê, is jy pastoor Wally? Nee, sy kyk my so, ek sê, ja, ek is pastoor Wally. Sy sê, wag net, hardop sy nou om die muur, né? Praat met iemand daar agter. Né? Volgende oomblik kom jy 'n ander gesig hier om die muur uitgeloer. Weer terug. Wat gaan nou aan? Nou
kom die ander dame weer terug en sê vir my, daar was 'n mix-up gewees, daar waar hulle het verkeerdelik by my uitgekom. Hulle het eintlik 'n ander pastoor wil hê genoem nie, maar nie hierdie een nie. En hulle sê vir my, maar nou dat jy hier is, sal jy maar moet bedien. Ek sê toe, nee, dis reg, né? Laat ek nou nie aan my vat dat ek nou eintlik die verkeerde is nie. Nou, hoor gou hier. Ek bedien daar, en toe ek bedien het, dan nooi hulle my weer. En toe ek daar bedien het, dan nooi hulle my weer. Nee, toe wil hulle nou weer ek moet bedien. En ek hou aan bedien daar, en hoor, kyk hoe maak God deure oop. Julle hierdie so wonderlik. En op die Kalolo gaan, ek dink was dit Risby Visser wat gesing het. Was dit sy? Maar so, nee. Want een van die bekende geestelike sangers. En hulle bel my, hoorie. Hulle bel my, hulle sê vir my, sal jy net die aand vir ons met gebed kan open? Ek sê onmiddellik, ja. Ek sal 60 kilos of hoe ver die Kalolo ook is van hier af ry, net om te bid. Definitief. Ek sal so ver ry om te bid. Nou sê vir my, reg is kom, sê vir my. Ek sê vir hom, goed, nou gaan ek. Nou kom ek daar die aand, julle, daai laapa by die Kalolo is uitgepak. Daar's nie plek vir 'n muis nie, nou staan almal daar. Nou staan ek daar voor, ek gaan nou die aand met gebed open. Hoor wat gebeur. Nou staan ek aan en kyk ek al die mense so. En die Heilige Gees sê vir my, hoeveel van hierdie mense, as ek nou kom, is gered? Ek kyk so die Here, ek sê, joh Here, ek is nou nie u dat ek kan oordeel of kan nie, maar ek dink nie baie nie. Nou hoor wat sê die Here vir my. Hy sê vir my, jy kan nie net bid nie. Hy sê vir my, jy kan nie net bid nie. Nou onthou, ek is nie aangesê om enig iets anders te doen nie. Ek kan nie oorneem daar nie. Nou sê ek ook. Nou roep ek die man wat die dinge beheer, nou roep ek op. Ek sê, my vriend, kom staan gou hierso. Hy staan nie so. Ek sê vir hom, maar gelukkig is kind van God. Ek kyk so, ek sê, sien jy hierdie skade? Hy sê vir my, ja. Ek sê, die pleks gepak, hè? Hy sê vir my, ja, nee, verseker, is 'n goeie aand. Ek sê vir hom, hoeveel van hulle gaan hemel toe? Hy kyk weer so. Kyk my so, hy sê, man. Hy sê vir my, man. Ek sê vir hom, hoor gegooi julle, ek sê vir hom, ek kan dan mos nie net bid nie. Hoor wat doen hy? Hy kyk my so, hy sê vir my, laat die Gees jou lei. Ons gee die Here. Halleluja! Laat die Gees jou lei. Julle luister gou weer vir my. Maar nou, onthou nou, hier's 'n vrou wat 'n hele program het van sang. Ek kan nie haar show oorneem nie. Gelukkig sê Christen. Nou gaan ek na haar toe. Nou sê ek vir haar, hoorie, ek wil jou vra, hoe loop jou program vanaand? Sy sê nee, jy gaan opkom en open met gebed, dan gaan ek sing, dan gaan ek 'n pause hê, en sy sê, en dan na die pause, dan gaan ek weer sing, en dan sluit ons aan, dan gaan ek my laaste lied sing en afsluit. Ek sê vir haar, ek wil jou baie groot guns vra. Mag ek, as ek gebid het, net so kort stukkie woord met hulle deel. Ek sê, en dan sing jy daarna. En as jy jou pause vat, dan wil ek vra dat hulle nie musiek sal maak nie, maar dat ek in jou pause weer kan praat. En ek sê, dan sing jy weer. As jy alles klaar. Ek sê vir haar, en gee my dan net geleentheid om die afsluiting te doen. Sy sê vir my, jy's aan. Sy sê, doen dit. Julle en die Here maak 'n opening daar oop. Ek
Ek wil vir julle sê, ons mag nie stil bly nie, julle. Ek wil vir julle sê, julle, ons moet elke geleentheid gebruik wat die Heilige Gees vir jou gee. En die Here maak daai aand, maak die Here 'n opening, dat daai lapa, se dikke lollo, onder die krag van die Gees van God kom, tot oortuiging van sonde kom, en hulle harte vir die Here Jesus gee. Kom ons gee vir die Here 'n hand vir dit. Amen! Jy mag nie stil bly nie. Jy mag nie stil sit nie. Julle word vervul met die Heilige Gees, word aangeraak in sy liefde, word gepenetreer met sy krag, en gaan uit en doen 'n werk vir Jesus. Julle, ons is nie geroep om op stoele te sit en weet julle wat, en op 'n rusbank te wees nie, en net 'n liggaam in 'n kerk te wees nie. Jy moet daar buite aktief wees, besig wees om 'n werk vir Jesus Christus te doen, om siele te bereik, om die woord van God daar buite uit te kry. En weet julle wat, dan die Heilige Gees sal nooit dat sy woord ledig na hom toe terugkeer nie. Maak saak wie jy is nie. Iemand het my nou onlangs eendag aangevat, hoor gou weer, omdat ek baie keer tussen die woorde wat ek sê, dan sê ek, het jy wat al gehoor ek doen het? Swak, hoor gou weer, en die persoon het vir my geskryf, dis irriterend, Kijk, hoor nou weer. En die Here wys vir my, behalwe vir Christus, die grootste profeet op hierdie aarde. Wie was dit? Jesus Smit. Behalwe Jesus Christus. Jesus Smit. Wie? Moses. Moses, julle. Moses. Hy het met God van aangesig tot aangesig het hy gepraat. En hy het gehakkel. Wie het dit geweet? Wie het geweet dat swaar van spraak het beteken Moses het gehakkel? Hy het gehakkel, julle Moses het gehakkel. Soos hy gepraat het, dan het dit nie teen so geklink. Die Here, hy is dit hakkel? Dit het nie teen so iets geklink as hy gepraat het. Maar God roep hom om sy volk uit te lei. Nou kom ek om vandag vir julle iets te sê. Steek jou verskoning van jou swakheid in jou saak. En dan, wat ek alweer raak, goed. Jy steek hom in jou sak. En dan, jy sê gehoorsaam. En jy doen dit wat aan jou lei. Moenie op jou swakhede let nie. Let op 'n Here wat sterk is. Want as hy dan 'n Moses, hoor gou nie, 'n Moses, die grootste leier, een van die ek praat net onder Christus, een van die grootste leiers, wat die Rooi See sal oopkloof met sy staf, en water uit die rots sal uitkom, kan gebruik, en hom gekies het, sê vir my, dink jy jou swakheid of jou tekortkoming of jou iets is te groot vir ons God? Vandag kom ek om vir jou te sê, maak jouself beskikbaar, die Almagtige wil jou gebruik. En moenie, mense gaan jou kritiseer. Dis nie eintlik mense wat jy kritiseer, mense sal aan homself. Weet julle hoekom? Hy wil jou stil maak. En jy mag nie stil bly. Amen. Goed. Ek wil op hierdie nuwejaarsboodskap vir julle, wil ek vir julle wys hoe voel God oor julle. En ek wil vanoggend op hierdie nuwejaarsboodskap wil ek vandag vir julle wys dat die Here God die Almagtige beloftes oor jou het. Hy het beloftes oor jou. Dan wil ek jou vra vanoggend, is God 'n mens dat hy sal lieg? Sal hy lieg? Sal God lieg? So, as ek die beloftes wat die Here vir jou het vanoggend vir jou gaan lees, vra, gaan jy dit glo?
Sê die Here in sy woord dat hy is wakker oor sy woord om dit te volbring. Sê hy is wakker oor sy woord om dit te volbring. Ja of nee? As God iets gesê het, draai hom om en sê nee, nou ek gaan dit nie doen nie. As hy jou beloof het, hy gaan iets vir jou doen, draai God om en sê ek gaan dit nie doen nie. Julle hoor gou hier. Die beloftes van die Here en wat die Here vir my en jou gemaak het, is waarheid. Die beloftes sal in vervulling kom. Nie noodwendig op jou tyd nie, maar op sy tyd. Amen. Is die beloftes van God in die woord voorwaardelik? Wat dink julle? Is God se beloftes voorwaardelik teenoor sy kinders? Wat beteken voorwaardelik? Ek sal dit en dit en dit en dit doen as jy. Dis voorwaardelik. Is die beloftes van die Here voorwaardelik teenoor my en jou? Wat dink julle? Julle, dit is voorwaardelik. Jy kan nie soos die Satan gaan lewe in die beloftes van die Here, jy wil dit alles hê nie. Nou, ek wil sy beloftes hê, maar gaan ek nie aan hom gehoorsaam wees nie. Byvoorbeeld, die beloftes van die Here is voorwaardelik. Nou, ek wil vandag vir julle sê, as jy in gehoorsaamheid, terwyl jy foute in jou lewe het, maar in 'n met 'n gehoorsame hart, strewe, jy moet baie mooi hoor, strewe, terwyl jy foute maak, terwyl jy in 'n pothol trap, terwyl jy jou sondes bely, terwyl jy strewe om meer te wees soos wat hy is, as jy strewe daarna, dan sal die beloftes van God in vervulling oor jou lewe kom. Hoe kan ek dit sê? Is daar een volmaakte mens op die aarde? Nee. Is daar een wat nie sondig nie? Wat sê die woord? Wat sê hy in Johannes vir ons? Is daar een wat nie sondig nie? Almal het gesondig. Almal het gesondig. Maar 1 Johannes 1 sê, hy wat sê hy sondig nie, hy lieg en die waarheid woon nie in hom nie. Maar hy wat sy sondes bely, hy sê, die bloed van Jesus Christus reinig hom vir alle ongeregtigheid. Dis strewe. Dis strewe. Jy probeer, jy wandel in die weë wat jy moet wandel. As dit gebeur het dat jy gestruikel het, dan sê jy, Vader, in die naam van Jesus Christus, die Seun, Here, was my met die bloed, Here, reinig my deur die Gees. O Vader, ek is so jammer by God, Here, help my dat ek dit nie weer sal doen nie. Amen. Dis strewe. Jy strewe om elke dag meer te wees soos wat hy is. As jy hierdie wandel in Christus het, dan gaan hierdie beloftes jy. So wie wil strewe om meer te word soos wat Jesus is? Halleluja. Amen. Right, goed, kom ons hoor gou. Die nuwejaarsboodskap van ons, die beloftes. Wat het ek hier geskryf by bidkamer? Die belofte van God aan die wat aan hom behoort. Nou, eerste vraag is, voordat ek die eerste een vir jou lees, is ek het 'n vraag om te vra. Behoort jy aan die Here? Amen. Nou, as jy sê ja, dan wil ek jou vra, het jy 'n dag en 'n datum, 'n oomblik wat jy jou hart vir Jesus Christus hierdie wedergeboorte gegee. Dan vra ek nou hierdie, eintlik nie het jy 'n dag en 'n datum nie. Ek vra eintlik, was daar 'n dag wat die oortuiging van die Heilige Gees sterk in jou hart gebrand het, dat jy 'n sondaar is en dat jy die prys moet aanneem wat Jesus vir jou aan die kruis betaal het, en met hierdie oortuiging het jy dit toegedoen. Het jy dit gedoen? Kan jy vandag sê, ek het my hele hart aan die Here Jesus oorgegee. Ek het die prys wat aan die kruis betaal is, het ek aangeneem, nie omdat ek volmaak is nie. Julle hoor gou hier. Hoor gou wat is die struikelblok van die doop? Net volmaakte mense mag gedoop word, en net sonder sonde mense mag gedoop word. Sonder sonde mense mag gedoop word. Daarom moet jy eers wag totdat jy nou regtig redelik heilig is, en dan kan jy kom dat hulle jou doop. Ek gaan jou hand vir jou skud en sê, totsiens. Jy gaan nooit gedoop word nie. Wat? Is die doop kom nou in, maar ek voel dat die Here wil dalk mense help volgens by hierdie plek. Hoor gou hier.
Wat doen die doop? Wat sê Romeine 6? Hy sê die sondemens word deur die doop in die doopwater begrawe saam met Christus. Sê hy dit? Saam met Christus begrawe. En dan sê hy, word hierdie mens, die sondemens bly daar in die water, believe me, né? En dan word jy saam met Christus uit die dood uit opgewek. Sê Romeine 6, jy word saam met Jesus dan uit die dood uit opgewek. Amen. Dan sê hy, nou het die sonde oor jou geen krag meer nie. Amen. Maar as jy dit andersom wil doen, ek gaan jou hand vir jou skud, my vriend. Nee, jy gaan nooit op jou heilige van heilige plek kom nie, en jy sal ook nooit gedoop word nie. En dan wil ek vir jou sê, solank as wat jou sonde mens nie begrawe is nie, gaan hy oor jou heers. Amen. Amen, julle, dis waarheid. En nou sê ek nie 'n wedergebore gedoopte ou trap nie so dan en dan in 'n gat en sondig nie. Nee, dis nie wat ek sê nie. Wat ek vir jou wel sê is, nou jy beweeg skielik in 'n ander tipe van 'n krag, wat die Here jou met jou sal werk. Amen. En dan wil ek ook vir jou sê, ja, ek weet nie hoe moet ek al hier goed praat volgens nie, maar dis mense wat dit moet hoor. As jy jou sonde bely het, is jy vergewe. Amen. As jy jou sonde bely het, is jy vergewe. Het julle geweet, daar's ou Christene wat met dit sukkel. Hulle vra die Here 1000 maal vir vergifnis vir dieselfde ding. Wat hulle het hom nou bely, maar hulle hou hom aanbely vir gister, môre vir eergister, 'n week later vir die sonde wat ek 'n week later gepleeg het, vir 'n maand later, Here, toe ek 'n jong man was, dan bely hy nog steeds, want hulle glo nie dat die bloed hom gereinig, geheilig en gesuiwer het nie. En dan kom die skrif in vervulling, waar hy sê, hy wat sy hande aan die ploeg geslaan, wat is dit? Wat is dit? Wat Jesus al geneem het, wat sy sonde bely het. En hy sê, en dan wat doen? Omkyk. Wat kyk hy? Hy kyk na gister. Hy kyk na sy ou mens. Hy kyk wat hy as 'n jong man gedoen het, en hy veroordeel homself oor goed wat in sy verlede lê. Julle luister gou hierso. As jy hart vir Jesus gegee het hierdie wedergeboorte, nou en jy gewas is met sy bloed, en jy is 'n sonde wat jy dalk gedoen het met jou hele hart, met jou hele gees, en met alles wat in jou is, as jy dit bely het, julle, is jy vergewe. En die Here werk dit so ver weg van jou, soos die ooste van die weste, en hy werk dit in die diepste van die see. En dan sê die woord, en hy dink nooit weer daaraan nie. Kom ons gee die Here aan. As jy vergewe is jy vry. As jy vergewe is jy rein, geheilig en gesuiwer. Amen. Ek weet dis nie die ons boodskap van so uitraai nie. Okay, kom ons aan terug by die beloftes. Okay, Amen, halleluja. Nou weet ek hoe om draai so uit. Want as 'n nuwejaarsboodskap. Jy moet die ou agter jou los. Amen. Sê jy op Jesus Christus. Amen. Halleluja. Vergeet dit wat agter jou is. En ek, dag Paulus sê so mooi, ek strek my uit na dit wat voor my is. So as jy hand aan die ploeg geslaan het, en jy het, as jy wedergebore is in Jesus dien, en groot gedoop is, en jy hand aan die ploeg geslaan, en as jy die sonde bely het, dan sê hy, mag jy nie omkyk nie. Ek het een aand dag in 'n diens hier gesê, as jou sonde bely het, gaan dit so agter jou loop, as jy omkyk, dan kyk voor jou. Amen. Nee, julle, dit klink nou slaats, maar ek wil iets vir jou vandag sê, as gevolg van ons terugkyk, kan ons nie geestelik groei nie, kan ons nie vooruit gaan nie, loop ons in 'n condemnation, né? En 'n veroordeling, julle, dat die vyand jou heeltyd net daar op die grond hou, en hy trap vir jou so lank as wat hy kan. Jy het nie 'n verlede, as jy dit in Jesus bely het nie. Amen. Glo jy dit? Amen. Amen. Right, goed. Okay, die gaan ons nou kry. Jesaja 66 vers 8. Ja, want die Here wil hierdie vir iemand sê vanoggend. Hoor gou hier. Hier's 'n belofte van die Here.
Jesaja 66 vers 8. Wie het so iets gehoor? Wie het sulke dinge gesien? Word 'n lam op 'n enkele dag gebore. Is Suid-Afrika op 'n enkele dag gebore? Wat sê hy nou? Sou ek, op 'n enkele dag gebore, of word 'n nasie op een slag gebaar? 'n nasie op een slag gebaar. Want Sion het weer gekry. En met eens haar kinders gebaar. En dan hier kom die woord, julle ek wil hier, wat hy sê vir jou iets bonatuurlik en wonderlik. Wie weet dat Sion gaan haar kinders op een dag baar? Wie weet dat Sion gaan al haar kinders op een dag baar? In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein, sal die dode onverganklik opgewek word, né? En elke een wat in die Here is, wat op die aarde is, in 'n oomblik, in 'n oogwink, sal verander word, en hulle sal die Here tegemoet gaan, in die lig, miljoene van hulle. Kan dit gebeur? Julle, ek sê nou vir julle, dit wat jou kop nie kan bedink, nie kan God doen. Amen. Kom ek vertel julle byvoorbeeld net hierdie. Weet julle, ek is baie jare as 'n jong man in die kerk is ek weggeruk in die hemel in. Nie in die hemel nie, in die lug. Ek sit, Godfrey, pastoor Jan se kerk, binne in die kerk, né, sit ek in die stoel. So, ons is besig om aanbidding te doen. Julle, die volgende oomblik word ek uitgeruk. So. Ek is toe die lig en ek kyk die kerk hier. Die van bo af. Ek skrik so groot, ja, dat so, toe sit terug in my liggaam. Want toe ek sprak, ek het geskrik. Julle, hoekom het ek geskrik? Of dalk moes ek skrik en net dit beleef het vir in 'n sekonde. Ek kom vandag na julle toe om vir julle te sê, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein, sal die grafte oopgaan, en die wat in die lewe oor is, sal die Here tegemoet gaan in die lig. Is dit te wonderbaar vir God, dat Sion op een oomblik gebaar word? Nee, hy sal dit doen en hy kan dit doen. Amen. So nou sê hy. Nou sê in vers 9, hier is jou skrif. Hier is jou skrif wat die Here vir jou wil gee. Sou ek naby die geboorte bring en nie laat baar nie, sê die Here. Of sou ek wat laat baar self toesluit, sê God. Sou ek naby die geboorte bring en nie laat baar nie. Wat sê die Here vir jou? Hy sê, sal ek met jou werk deur my Heilige Gees. En sou ek deur my Gees beloftes aan jou maak. En sou ek jou deur my Gees begin trek. Nee? En dan omdraai en sê, dit was nie die moeite werd nie en van jou al wegdraai. Sou ek wat naby die geboorte bring, sommer net my rug op jou draai. Kom Here, sal die Here dit ooit besteedig vir jou doen. Die Here sal jou nie sommer net sy rug op jou draai en jou los en van jou weggaan. Hy sal nie. Jy kan hom maar vertrou. Julle, ek wil vir jou sê, jy kan hom maar vertrou. God is nie 'n mens nie, hy lieg nie. God lieg nie. En hy bring in vervulling. Hy bring in vervulling dit wat hy oor sy woord spreek. Maar daar's 'n voorwaarde. Daar's 'n voorwaarde. Dit het iets met jou te doen. Gaan ek nou weer vir julle sê. Hoor gou. Dan sê hy vers, ja, of sal ek wat waar self toesluit, sê God,
Hy sê in vers 10, wees bly saam met Jerusalem en juig oor haar almal wat haar liefhet. Wees vrolik saam met haar, baie vrolik. Almal wat oor haar treurig gewees het, sodat julle kan suig en versadig word en aan die bors van haar vertroostinge, sodat julle kan uitdrink en julle verlustig in die oorvloed van haar heerlikheid. Want so sê die Here, kyk, ek lei vrede na haar toe. Julle, hierdie is 'n belofte van die Here. Hy sal sy belofte hou. En vir hulle wat die Here regtig liefhet en hom dien en hom volg, hy lei vrede na jou toe. Amen. Hy sê soos 'n rivier en die rykdom van die nasies soos 'n oorlopende stroom, en julle sal suig en julle sal op die heup gedra word en op die knie vertroetel word, soos iemand wat deur sy moeder getroos word. So sal ek julle troos en julle sal in Jerusalem getroos word. Ons gee die Here hand vir daai wat sê. Amen. Ek wil vir jou vra as jy die moeite werd om die Here te dien. Ek wil vir jou vra as jy die moeite werd om jou sterkdrank neer te sit. Ek wil vir jou vra as jy die moeite werd om te begin sê, Here, help my, verlos my van rook, want ek soek dit nie meer in my lewe nie. Ek wil vir jou vra of dit die moeite werd is om in die binnekamer in te gaan en in te pers en te vra, almagtige God, Here, skeer die dinge van my af wat nie aan my hoort nie, Here, trek vir my 'n nuwe kleed aan, Here, 'n jongse kleed. Ek wil op hierdie aarde reeds getransformeer word na die gelykenis en na die beeld van God. Julle weet hoe Adam en Eva in die tuin was. Nou, het God gesê, julle sal sekerlik sterwe as julle van hierdie boom eet. Het hulle gesterwe? Hulle het. Hulle was met 'n goddelike, ewige lewe heerlikheid bekleed. Hulle het dit verloor. Die ewige lewe, hulle het gesterwe aan dit. Want skielik was hulle in sonde. Soveel so, dat die Here hulle uit die tuin uit moes verdrywe, want hy het gesê, hulle moet nou buite die tuin wees, en kan nie weer hier kom nie, want nou eet hulle van die boom van die lewe, terwyl hulle in sonde is. Ek wil vandag vir jou sê, daar's beloftes van God, maar daar's 'n voorwaarde. Dat jy jou sonde moet bely en dat jy die Here met jou hele hart moet soek. Dat jy sy woord moet lees en dat jy in 'n lewende verhouding dag vir dag met hom moet beweeg. Julle, luister gou hierso. Moenie jou volmaak met die wêreld en so nou dan 'n slukkie van God vat en dink dit gaan oukei wees nie. Ek het net nou onder aanbidding het ek 'n gesig gesien en die gesig was vir hierdie kerk nou vanoggend. Ek het hierdie duikmanne soos wat jy in die ou tyd gesien het, onthou jy daai ou tyd se duikpakke en dan hy so staalhelm met so oor sy kop en dan hierdie venstertjies, jy weet daai goed. Ek het so ou gesien en toe sien ek sulke dik pype wat hier uit die helm uitkom wat so opgaan. Wat het julle die Here vir my gesê? Wat het die Here vanoggend vir my gesê? Kyk, daai pak is gemaak om net so diep soos wat die kerk is te dek. Die kerk so diep te dek. Is dit waarvoor daai pak gemaak is? Hoekom is daai ding so gepantser en so sterk gemaak? Want jy moet baie diep gaan. Want julle, terwyl ons in die vlak waters bevind, sê ek vandag vir julle, gaan ons nie na die dieptes van God kan gaan, en ons gaan nie die skatte kan gaan uithaal, wat God in die dieptes van my en jou gestoor het nie. En die Here praat met die kerk vanoggend, hy sê, gaan dieper. Hy sê, my kinders, delf dieper in my woord. My kinders, delf dieper in die binnekamer, delf dieper in die gees, gaan dieper. Gaan dieper, soek my meer. Soek my meer. Amen. Amen. Dis 'n woord vir vanoggend, wat die Here met sy kinders praat. En hierdie beloftes, okay, nou weet ek hoekom die Here dit gesê het. Terwyl jy
Wie weet, daar's nuwe beloftes in elke vlak. Wie kan dit saam met my getuig? In verskillende dieptes is verskillende beloftes. Julle luister gou hierso. Jy moet dieper gaan, want hy wil die groter skatte vir jou oopmaak. Wie weet dat 'n man van God wat meer tyd in die binnekamer spandeer as 'n uur, kom ons sê hy spandeer 3 ure in die teenwoordigheid, kry dieper goed, sterker salwing, meer krag as 'n ou wat vir 5 minute in is. Hy gaan 5 minute in en sy weer uit. Daar is sekeres, wat hulle spandeer tyd. Hulle gaan dieper en hulle gaan dieper en hulle soek God meer. Dis waar die groot geheime is. Dit is waar die dubbele salwing lê. Dit is waar die verborgenhede, groter verborgenhede. Kies jy wat wil jy hê? Wil jy maar net hier 'n aardjie optel en hier wil jy 'n afvalaardjie optel? Of wil jy in die land in kan gaan en die bommels moes? Jy moet kies. En jy het julle geweet, God is 'n regverdige God. Wie het al gesien dat 'n ou dra 'n sterker salwing die een as iemand anders? Wie het dit al gesien? Ja, dis waar. Een ou dra sterker salwing. Maar as jy sy lewe gaan ondersoek, dan sal jy sien die persoon met die sterker salwing maak meer tyd vir God. Is meer in die teenwoordigheid van God. Hy maak meer tyd. So dan kom 'n krag op hom. En dan kom 'n sterker salwing op hom, want hy spandeer meer tyd met God. Amen. En nou, hoor gou hier gaan. Wie sukkel met sonde in hierdie kerk? Sonder om te lees. Jy sukkel met sonde. Hier is jou woord. Hoor wat sê die Here vir my vanoggend in die bidkamer. Hy sê vir my, jy sukkel met sonde. Nee, ek wil eintlik die woord eers vir jou so gee. Hoor gou hier. Hy sê your crying sin is die feit omdat jy so min tyd in die afgesonderde bidkamer is. Ek dog, toe die Here vir my sê, jou crying sin, dit is jou uitroepende, heilende sonde. Ek dog, hy gaan nou dalk sê, jy steel, of jy moor, of jy praat kwaad van 'n broer of iets. Hy sê, omdat jy so min tyd in afsondering in die binnekamer is. Nou, hier is nie 'n hel toevattende sonde nie. Maar dit is 'n ding wat veroorsaak. Dat die Satan jou sommer net omstoot as hy daar so verby loop. Of hy vang 'n drankbot. Dan maak hy net so. En raai, hoe lyk jy? Wil jy weet hoekom? Te min tyd in die binnekamer. Kom ek sê vandag vir julle, spandeer meer tyd, julle kry vir jou afgesonderde tyd in die bidkamer. En wanneer hy daai borreltjie, hy gaan nie eers probeer om borreltjie rond te swaai nie, want jy gaan nie belangstel nie. Hy weet is 'n useless case. Want jy is bekleed, Jonathan, met die heerlikheid van die teenwoordigheid van God. Hy weet wie is jy in die gees. Hy weet wie is jy in die gees. Jy weet, 7 seuns van Skefa, hulle wil duiwels uitdryf. En hulle sê, ons bestraf jou met die Jesus van Paulus. Duidelik die vrouwelijk. Ons dryf hulle uit met die Jesus van Paulus. Jy kan nie wat met die Jesus van Anna uitdryf nie. Hoor gou nie. Daai duivels antwoord hulle en sê vir hulle, van Paulus het ons gehoor, Jesus ken ons, maar wie is julle? Julle, ek kom vandag die beloftes van die Here God, die Almagtige. Trek jou duikpak aan, duik dieper, spandeer tyd, gaan na dieper dieptes, en ek sê vir jou, die bose sal van jou wegvlug. Maar solank jy jou verhouding met jou God afskeep, sal jy min krag hê. Dis 'n woord vir die nuwe jaar. Dis 'n woord vir die nuwe jaar. Amen. Right.
sien die Here het ons beloof al die krag in die hemel op die aarde. Na al die krag het hy vir ons beloof, maar daar is 'n voorwaarde daaraan, tyd met God. Verhouding met die Almagtige. Amen. Goed, kom ons gaan aan. Volgende belofte is Sefanja 3 vers 16. Dis 'n mooi hè. Hier's 'n woord. Amen. Sefanja. Dis van die agterste profetiese boeke. In my Bybel is hy 1216. Hoekom ek dit nou so sê, want hy is 1 bladsy lank. Jy mag hom dalk misblaai. Amen. Hy's net voor die boek Haggai en hy's net na die boek Habakuk. Right. Prys die naam van die Here. In my Bybel is dit 1216. Ek weet nie wat. Sefanja 3 vers 16. Hier kom 'n woord vir jou. Hierdie is 'n belofte van die Here aan jou. Voordat ons hierdie woord lees, antwoord gou die volgende vraag van my. Is jy lief vir Jesus? Amen. Wil jy in sy teenwoordigheid bly? Amen. Maar hoor nou weer. Terwyl jy lief is vir die Here, ondervind jy aanslag in jou lewe. Ja. Ondervind jy dalk nou 'n aanslag of drukking op hierdie oomblik. En jy weet nie wat lê in môre nie. Nou hier kom 'n woord vandag vir jou. In kort, moenie worry nie. Maar hoor gou hier, kom ons lees die woord. Hier kom 'n belofte van die Here. In die dag sal aan Jerusalem gesê word: vrees nie, o Sion, laat jou hande nie slap hang nie. Ek wil net op daai stop gou. Vrees nie, o Sion. Wie is Sion? Wedergebore kinders van God. Wedergebore kinders. Vrees nie, wedergebore kinders van God nie. Maar hoekom sal hy sê, moenie vrees nie? Julle, as jy waarlik uitstaan vir Jesus Christus, gaan jy onder aanslag kom. Gaan daar drukking kom, gaan daar demone teen jou veg, gaan omstandighede lyk asof die hele wêreld teen jou draai. Kom julle, ek wil sê as die hele wêreld nie teen jou draai nie, is nie op die regte plek nie. Julle, dis skrif. Hy sê, broers, moet jy nie verwonder dat julle deur alle verdrukkinge en vervolginge gaan nie, né? Want so weet julle dan, julle is egte kinders van God. Egte kinders van God. Julle, luister gou vir my vandag hier. Moenie bespoedig raak, né? Omdat jy die Here liefhet, né? Maar jy word vervolg nie en alles speel nie uit soos wat jy graag wil hê dit moet uitspeel nie en dit voel asof alles begin druk. Ek sê nou vir julle, hierdie woord, hierdie een is vanoggend joune. Hy sê, vers 16. In die dag sal in Jerusalem gesê word: vrees nie, o Sion, laat jou hande nie slap hang nie. Want die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Kom ons gee die Here hand vir dit. Amen. Halleluja. Het jy hom lief? Amen. Dien hom, roep sy naam aan. Vrees nie, o Sion, laat jou hande nie slap hang nie. Wie het al daai gevoel gehad? Ek kan nie meer. Weet jy wat, hier werk nou nie meer uit nie. Wie het al so gevoel? Terwyl jy kind van die Here is, het jy al so gevoel. Hy sê, vrees nie, o Sion, uitgekoopte kinders van God nie, want die Here jou God, hy is by jou, en hy is 'n held wat verlossing skenk. Prys die Here. Maar is nie klaar nie, hoor gehou. Hy gaan aan weer die woord. Okay. Wat staan hier? Hy sê, nee, nou is my Bybel op Sagaria. Nee, nou is ek nou te ver gegaan. Sorry. Okay, Sefanja 3:16. En dan sê hy, vers 17, die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hoor hoe mooi is hierdie? Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde. Hy juig oor jou met 'n gejubel. Wat is daai hy swyg oor jou? Wag 'n bietjie, jy kan nou dink, hy juig oor my, maar hy swyg oor my. Kom ek vertel julle, die Here het my verby so rustig. Kom ons sê, hy sê jou man in hierdie kerk.
Hoor nou nie. Dis 'n jong man in hierdie kerk. Joch, maar is 'n oulike meisie. Sy dien die Here. Nee. Hy het sy oog op haar. Hy hou haar fyn dop. Sy hart kom chocolates as hy haar sien. Nee. Hy kan regtig in sy hart lief, maar hy praat nie daaroor nie. Maar hy kyk vir haar, en hy bewonder haar, en hy hou haar dop. Want sy is dan maar 'n baie spesiaal meisie. Nee. So hoor nou weer. Dan lees ons op hier, hy sê, want die Here jou God is by jou 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde. Hy juig oor jou met sy jubel. Julle, en hoekom is hierdie belofte so belangrik? Het al gevoel, Here, ek dien nie, Here, ek soek U, maar waar is U, Here? Die Here het nie weggegaan nie, Here. Dien hom op die regte oomblik, op die regte tyd, gaan hy kom en sy liefde sal deurbreek na jou toe. En ek wil vandag vir jou sê, soos wat 'n jong man na 'n jong meisie op wie hy verlief is, kom en na haar hand vra. So sal die Here na jou toe kom en jou deur sy Heilige Gees aanraak. En hy gaan sy liefde vir jou in sy volheid openbaar. En jy sal weet, jy is syne en jy behoort aan hom. Julle, die Here is nie weg nie. Die Here is naby. Die Here het jou lief. Amen. Kom gou vorentoe met antwoord. Werk jy die microfoon, wil jy praat? O, dis nie daai nie, waar is maar die tussen? Die sy. Ok. En my hoor, sy aan. Hy staan. Goeiemôre julle. Terwyl pastoor praat, begin die Here vir my wys 'n visie wolke. En hoe Jesus Christus se gesig deur die wolke begin kom. En soos wat pastoor praat, ervaar ek twee goeders. Die eerste ding, die tyd is naby. Jesus Christus steek al deur die wolke op pad om sy bruidegom te kom haal, om sy bruid. En tweedens ervaar ek, soos wat pastoor nou praat, ons wat nog steeds in ons sondige natuur is, en ons steeds ons verkeerde goed doen, en van ons wat voel, weet jy, die Here is baie ver, en ons voel hieronder, voel ek, Jesus Christus is besig om sy hand uit te steek na jou. Maar ons is so besig met die verkeerde goed, dat ons nie sy hand vat nie. En die wat ver voel ek, Jesus wil kom sê, weet jy, hy is hierso. Yes. Kyk op na die wolke, ek is by jou. En ek wil hoor of ons later 'n geleentheid kan skep, musiek, net dat die mense net bietjie by die Here uitkom, en net weer connect en hom nader voel. Ok, amen. Dankie. Prys die naam van die Here Jesus Christus, amen. Amen. Goed. So hoor gou hier. Dan sê hy nou, en kyk hoe mooi pas dit nou by die woord en die woord nou gekom het. Die wat bedroef is, ver weg van die fees. Versamel ek, hulle hoort by jou. Die smaad druk swaar op hulle. Kyk, in die tyd sal ek met al jou verdrukkers handel, en die wat krepele sal ek red, en die wat verjaagde sal ek versamel. Ek sal hulle maak tot 'n lof, tot 'n roem, wie se skande oor die hele aarde was. In die tyd sal ek julle aanbring, in die tyd sal ek julle versamel, want ek maak julle tot 'n roem, tot 'n lof, onder al die volke van die aarde, wanneer ek voor julle oë, julle lot verander, sê die Here.
Amen. Kom ons gee die Here 'n hand. Amen. Goed. Dis die tweede laaste skrifgedeelte. Ek gaan nie almal met julle deel nie, ek sal dit vir julle lees en julle kan daarna gaan kyk. Psalm 105 vers. Psalm 105 vers 8. Ek gaan van vers 7 af vir ons lees. Hoor wat sê die Here volgende vir ons. Hy, die Here, is ons God. Psalm 105 vers 7. Hy, die Here, is ons God. Oor die hele aarde is sy oordeele. Hy dink vir ewig aan sy verbond en aan die woord wat hy ingestel het vir 1000 geslagte. Julle, hierdie is 'n belofte. Die verbond wat hy met Abraham gesluit het en sy eed aan Isak. Here, julle vir 1000 geslagte. Hy dink vir ewig aan sy verbond vir ewig. Julle, laat dit in jou hart vasgemaak word vanoggend. Jonathan, ek wil vir jou vra of jy in 'n verbond met die Almagtige staan. Het jy 'n bloedverbond met hom? Ja, jy het. En ek wil vir jou vra, ek wil manne, ek wil vroue, Sonja, staan jy in 'n ewige verbond met die Almagtige deur die bloed van die lam? Hy het hierdie verbond met Abraham gesluit. Ek sal vir jou kinders gee soos die sand van die see en die sterre van die hemel. Jy staan in 'n verbond met die Almagtige, met die ja en die amen. En die woord sê, hy hou nooit op om te dink aan daardie verbond nie. Nooit ophou nie. Rian, elke sekonde, dan dink hy aan jou en die verbond wat hy met jou het, want dit is 'n verbond met sy seun Abraham. Na Abraham. Ek is die Here jou God. Ek sal jou nie begewe nie, en ek sal jou nie verraad nie. Jy is myne. En jy laat die sap om jou nie iets anders vertel nie. Jy laat die sap om jou nie iets anders vertel nie. En jy sorg dat jy in sy weë en sy liefde kom. In sy weë en sy liefde. En jy soek hom elke dag. Ek voel ek moet op hierdie oomblik 'n gesig met julle deel wat ek gekry het terwyl ons onder lof en aanbidding was. Julle die werk regtig met my gesigte oor goed wat ek sien. Ek het 'n swart hand so gesien van onder. Nee. Wat 'n goue trouering aan het. So. 'n swart hand. En toe ek die swart hand sien, toe weet ek dis die hand van die bose. Wat probeer om in 'n huweliksbelofte te kom met mense soos wat God in 'n huweliksbelofte met sy kinders is. En ek kom vandag na jou toe, kind van God. Moenie gemeenskap hê met die werker van die bose nie. Want soos wat God in 'n huweliksbelofte met jou staan, probeer die Satan om in dieselfde band met jou gebind te word, maar net 'n swart band, 'n bose band. Nee, 'n duisternisband om jou gebind te kry. Ons moet op 'n tyd, ons kom nou op 'n tyd dat ons moet vlug vir die bose. Julle, ons moet vlug van die bose. Ons moet vlug van, as ek bedoel is, ons moet nie weghardloop vir die duiwel nie. Hardloop weg van die plekke en die dinge en die goed waarna jy kyk wat jou laat sondig. Hardloop binne in die heerlikheid van die Here in en soek sy aangesig. Moenie eers sê, ek is sterk genoeg, ek kan dit handle nie. Julle, vergeet dit. Jy hardloop na die Here, heeltyd en altyd.
en bly in sy teenwoordigheid. Amen. Amen. Hy probeer, ons is in 'n huweliksverbond met die Here. As Satan wil jou oop met 'n bose hand, wil hy probeer 'n tipe van 'n verbond met jou sluit om jou in duisternis in te trek, om jou vas te maak sodat jy nie kan loskom nie. Dis nou die tyd om te kies. Ek wil op hierdie oomblik wil ek 'n getuie vertel. Hoor hoe kragtig wanneer die Heilige Gees iets in ons werk. Nee, kan 'n mens nie iets vergeet nie. Dit is so groot seentjie so. Toe stap Preller Laerskool op Rodepoort. So seentjie. Toe kom 'n oom op en hy verduidelik die volgende. Hy sê, "Right, wie is die sterkste seun in die skool? Wie is die sterkste seun?" En hulle nomineer daar ouetjie wat so fris is. En hy sê vir die ouetjie, "Staan gou by op die verhoog." Hy sê vir hom, "Sit jou hande so by mekaar." Hy vat 'n garingdraadjie. Garentjie. En hy draai hom om 1, 2, 3 en hy knop hom. Hy sê vir hom, "Breek hom." Daai ouetjie, hy skoon, hy voel skoon verneder. Hy sê vir hom, "Nee, is reg." Hy sê, "Sit jou hande weer by mekaar." Hy vat daai garingdraadjie en draai hom 10 keer om. En hy knop hom weer. Hy sê, "Breek hom." As jy staan op. Breek hy. Trots op homself. Nee? Hy sê, "Sit jou hande weer by mekaar." Julle luister gou weer. Van hy garingdraadjie. En hy draai hom 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 en hy klop hom en hy sê, "Breek hom." Die are staan so na ouetjie se gesig. Hy word so bloedrooi in sy gesig. Hy kry hom nie gebreek nie. Julle, ek kom vandag, moenie die hand van die bose vat nie. Moenie op die speelgrond van die Satan begin rondspeel nie. Nee, Samson het gedink hy kan op die speelgrond van die Satan rondspeel. Delila het sy hare vir hom afgesny. Sy oë is uitgesteek en hy het graan gemaal, hy het gemaal soos wat 'n bees dit sal maal. Hulle het van hom 'n knegg gemaak. Die sonde het van hom 'n knegg gemaak. Die sonde het hom blind gemaak. Die sonde het 'n binding op hom gebring, want hy is nog sterk. Hy kan op die speelgrond van die Satan rondspeel, want hy ruk stadshekke uit. Hy het krag hierdie man. Hy skeur bekke van leeu's oop, julle. Hy het krag, julle. En skielik het hy in 'n binding gekom. Samson. So ek kom vandag na jullie, om vir elkeen van jullie te sê, jy speel nie met sonde. Storm in Jesus Christus in, en verlos jy die krag van die bloed van die lam. Ja, en dan bly jy in sy teenwoordigheid. Want daar is vir jou 'n belofte op 'n belofte op 'n belofte, en God wil die goeie aan jou doen. Maar as jy self kies, julle om die Here te verlaat, as jy self kies om die Satan jou vriend te maak, deur die dinge wat hy vir jou aanbied, deur die hand met die ring, die swart hand met die ring, dan sê ek vandag vir jou, gaan hy met jou, hy gaan vir jou slaaf maak, hy gaan jou vernietig, hy gaan jou vermorsel, en jy sal eendag in die hel gaan. So kom ons maak hierdie nuwe jaar. En het moet nie altyd in die bejaarsding wees nie. Maar kom ons neem 'n besluit. Want die besluit is altyd uit. Of nou begin van die jaar, aan die einde van die jaar, aan die middel van die jaar of wat. Maar ek sê die tyd is nou. Kom ons maak 'n besluit. Om diep te duik. Diep te duik. En die verborgenhede van God in te gaan, om die skatte van die Gees uit te gaan haal. Nee, want die Here het al hierdie skatte, in 'n belofte van al hierdie skatte, het hy vir my en vir jou. En die vraag is, wil jy dit hê? Kom ons staan, ek wil graag 'n gebed vir ons doen. Ek wil graag 'n gebed doen, as jy hierdie gebed saam met my wil doen. Hier is waaroor ek gaan bid. Here,
Verlos my van sonde wat my nog bind. Verlos my van sonde wat my bind. Here, gee binne in my 'n vaste gees. Here, 'n goddelike dissipline om U te volg met alles wat in my is en nie af te wyk in die huiwer van die plan wat U vir my het nie. Ek vra U om my deur die Heilige Gees te help. Dit is wat ek gaan bid vanoggend. En as jy vanoggend saamstem en jy sê, Here, ek wil van hierdie oomblik af, Here, wil ek diep duik, ek wil diep in die teenwoordigheid ingaan. Here, ek wil my vol maak met die Gees. En ek wil vol wees van die heerlikheid en die liefde. Ek wil nie omdraai na my verlede en my dinge kyk en die Here wat my hoop is in U. As dit jy is, dan vra ek jou om vanoggend hierdie gebed saam met my te bid en saam met my te stem. Amen. Amen. Kom ons bid. Kom ons maak ons oë toe. Vader, ek kom na U in die naam van Jesus Christus, U Seun. Here, helper, kom vanoggend en wek binne in my 'n vaste gees. Here, 'n goddelike dissipline. Vader, 'n drywende liefde van U die Almagtige om elke oomblik, elke sekonde, elke dag nader aan U te beweeg. Kom vul my vanoggend met die Gees. Kom raak my aan in die liefde. Kom penetreer my met die krag, Here. Ek maak vanoggend 'n besluit in U wil en deur U krag om U te dien al die dae van my lewe en die aangesig te soek. Lieflike Heilige Gees, kom neem my hele lewe. Kom neem my hele hart. Kom neem my oor. Want ek behoort nie meer aan myself nie. Ek is gekoop. En ek behoort aan Jesus Christus. Aan God die Vader. Aan U die drie-enige God. Hier is ek, Here. Ek behoort aan U. In Jesus se naam. Dankie Vader. Amen. Amen. Ek gaan vra die aanbiddingspan nou vorentoe sal kom. En ons gaan 'n aanbiddingslied kry en dan nou doen. En as jy vanoggend hier staan en daar's regtig 'n begeerte op jou hart net om in kontak met die Here God, die Almagtige te kom, dan wil ek vir jou sê jy is welkom om uit te kom vorentoe, jou hande in die lig te steek en die Here te aanbid en sy aangesig te soek en vir die Here te vertrou vir 'n aanraking vanoggend en vir 'n werk van die Heilige Gees binne in jou. Kom ons doen dit.
stuur om ons van mense geleentheid gee om in die werk van die Here te staan. Soos wat die Here op hulle harte gegee het. Daar is krag, krag op de maan. Omdat hy met jou wil praat, en omdat hy jou wil aanraak, en omdat hy jou met sy liefde wil aanraak, want jy is so kosbaar vir hom. Amen. Amen. Ja. Ek hoop Sondag is die toppunt van jou week. Amen. Ons gee Here nog aan. Amen. Amen. Halleluja. Julle kom steek ons hande uit en sê dankie vir die Here wat hy in sy huis gegee het. Vader, ons kom na U in die naam van Jesus Christus, die Seun, Here. En ons wil vir U dankie sê, Here. Ons sê vir U dankie vanoggend, Here. Here, vir hierdie saad wat in die koninkryk ingegaan het. Here, dankie dat ons kan gee.
Here, dankie dat U vir ons voorsien het, dat ons uit dit wat U vir ons gegee het, kon ons vir U teruggee, Here. Uit liefde gee, Here, uit dankbaarheid gee, U naam kon verheerlik, Here. Here, en ons gee nie omdat ons moet nie, ons gee omdat ons lief het. Ons gee omdat ons U lief het, Here. Want U het ons nog meer lief as wat ons U ooit sal kan hê. Vader, ons dankie. En ons ontvang dit. En ek vra dat U elke gewer sal seën, bonatuurlik sal seën. En elkeen wat direk in die kerk se bankrekening, Here, hulle fondse, hulle offerhande, Here, hulle tiendes betaal, Here, dat U hemelse seëning in ons sal kom. Dat die aansig oor elke een sal skyn en volgens die beloftes van die woord elke liewe een sal seën van die gehoorsaam. Dankie Jesus. Amen. Amen. Julle onder gebed met die kollekte het ek die volgende gesig gesien. Ek het 'n man se trouring aan sy vinger gesien. En ek het gesien, julle weet, 'n man se trouring het baie keer so insetsel bo-op. Wat so 'n stuk goud ding wat bo-op sit. Maar ek sien hierdie ding is kant toe gedraai, hy sit daar. Hy sit skyn, hy sit skeef. En ek sien in die holte waar hy eintlik moet sit. So hoor die woord van die Here vanoggend. Kom in plek, my seun. Kom in plek. En kom in lyn met my in jou verhouding, huweliksverhouding met my. Kom in plek, my seun. Ek roep na jou. Ontvang dit in Jesus se naam. Amen. Mag julle 'n geseënde week verder hê. 'n geseënde naweek verder hê. Die guns van die Here net op julle wees. Amen. Amen.